Goeiemôre, dit is dan vanoggend 27 Maart 2025, lesing 253. Nog steeds die groot Johannes Evangelie boek 2. En ons is nog steeds daar in Ebals gastehuis of herberg. En die fariseërs is nou weg. En nou is daar 'n gesprek tussen die bekeerde fariseërs en die bekeerde Esseners, wat ook nou bewerk was deur die apostels, of die destyds nog, hulle is nog nie apostels nie, hulle is nog disippels of leerlinge. Hoofstuk 1:2-8. Tersyde gee Petrus weer eens kommentaar, deur aan homself te sê, ons onthou, Jara het sulke wonderlike woorde gesê, wat almal verstom het, die dogtertjie. Nou sê Petrus, ek verstaan nie hoe die meisie altyd so gou alles verstaan nie. Ek is toch al oud en het toch al so baie beleef, maar ek verstaan dit beslis nie so gou nie. Ek verstaan byvoorbeeld nou nog nie so goed wat hy bedoel het met die beeld, wat by die mond ingaan, verontreinig die mens nie, maar wat uit die mond uitgaan. As 'n mens moet opgooi, of wanneer hy hoes en dan spoeg, hoe kan dit hom verontreinig? Moses het toch niks daaroor gesê nie. Kyk nog die ou kleed wat arme Petrus nog aan het, nee. Ook die ander leerlinge sê, jy vergaap jou net soos ons, want ons snap ook niks daarvan nie. Gaan jy in ons almal se naam en vra hoe dit verstaan moet word. Toe kom Petrus na my toe en vra my, Meester, verklaar vir ons eerstens die gelykenis van die mond in en uitgaan. Almal van ons verstaan dit nie. Dit staan in die skrif in Matteus 15 vers 15. Yeshua sê, is julle dan ook nog so onnosel? Bedoelend geestelik onnosel is wat hy hier bedoel. Hoe lang sal ek julle dan nog so moet verdra? Sien julle nie dat alles wat by die mond ingaan, in die maag kom en vandaar langs die natuurlike weg uitgewerk word nie? Maar wat by die mond uitgaan, kom uit die hart en verontreinig die mens, want uit die hart kom slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diefstal, leuns en laster. Dit is die dinge wat die mens verontreinig, maar om met ongewaste hande brood te eet, verontreinig die mens nie. Verstaan julle dit nou? Die leerlinge sê, ja meester, ons dank u vir die gewyde lig. En alhoewel hierdie apostels, en mens kan eintlik vir die disippels, ons kan ook net, ons vergaap ons aan hulle, dat hulle op daai stadium nog nie eens hierdie goed verstaan het nie. Maar so kan ons ook vergaap aan die meeste mense in die kerk. Gebruik hierdie vers om enige iets te eet. Hulle sê, dit is Joshua het nou die wet van rein en onrein verander, en nou kan jy enige iets eet. Vark, prons, skrewe, krappe, al die goed wat verbied is in die Bybel. Dit beteken jy kan ook slange eet dan. En honde en katte. Want as jy die een onrein eet, dan kan jy maar net sowel al die onrein eet. En dit is nie wat die vers is nie. Dit is 'n geestelike vers wat sê, kyk wat kom by jou mond uit. Want as by jou mond net liefde en vrede en barmhartigheid vir jou medemens kom, en die wil om Yeshua te dien, dan tel jou resonansie so hoog op, jy begin in 'n frekwensie te vibreer, waar jou hele wese, siel en liggaam rein word, en dan kan niks jou meer verontreinig nie. Al moet jy gaan na 'n huis toe, waar jy iets toevallig moet eet, hulle sit vir jou kos voor, en daar is 'n stuk kos daarin, wat nou deur Moses se wet verbied word. Maar om die gasvrou in die gesig te klap, deur wat by jou mond uitkom en vir haar te sê, man, ek eet nie daai goed nie, julle moet die wet van Moses nakom, en. Dan verbeur jy die kans om met hierdie mense geestelike gesprek te voer. Gaan sit aan tafel en eet wat vir jou voorgesit word. En vra in jou hart vir Yeshua, reinig asseblief
vir my. Maar omdat jy reeds in die liefde is, reinig jou eie wese jou. Die liefde reinig jou. Maar vra in elk geval. En dan sal daai stukkie onrein voedsel wat jy nou moet eet, sal jou niks doen nie. So, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor oor die liefde. En ons het dit al hier ervaar, dat ons werklik mense hier ingekry het, hierdie Torah mense, noem hulle self. Dan sê, hoorie, dis nou etenstyd, kom eet saam met ons. Wat eet julle? Nee, ons het maalvleis daarso. Hoe's daai bees geslag? Het sy bloed op die sand uitgeloop? Ek sê, nee, ek weet nie, ek het dit hier by Bynes gekoop. Ek weet nie. My vrou het dit met liefde gaar gemaak, ons kan dit eet. Nee, ons eet nie daai goed nie. Ons eet net sulke bereide kosse. Dis so moslem, is net nie snaaks, hulle is so heeltemal oorhoops oor wat hulle eet. Ek kan dit nie verstaan nie, want sover ek weet, as ek reg is 'n kameel, het hy 'n gesplete hoef. 'n Kameelperd het, maar ek weet nie van 'n kameel nie. Ek het nou foto's gesien, daai ouens slag dan kamele, hulle eet kameel, jy kan nie glo nie. Ek dink ook nie hy het nie hoor. Ja. Wat hy tone. Ja, hy tone. Dan het hy seker 'n gesplete hoef. Maar in elk geval, wat het toe gebeur? Erna is in die gesig gevat en het baie seer gekry deur daai ou se opmerkings. En ek onthou dit vandag nog, ek moet dit eintlik vergeet. Maar dit is wat gebeur as jy so streng wetties is en jouself probeer regverdig of jouself probeer hoër sit as die ander. Dis maar eintlik tipe van 'n geestelike hoogmoed. Ons moet altyd waak daarteen. Veral ons wat nou al baie inligting tot ons beskikking het, baie kennis het. Ons moet waak dat ons nie daardie kennis, dat dit ons self nie hoogmoedig maak wanneer ons met ander mense praat nie. Nie vir hom sê nie, ag man, jy weet niks, ek weet alles nie. Ja, jy weet dalk baie meer as hulle, want ons weet alles vanaf die skepping van die siele, nog in geestestoestand, wat die kerkmense nie weet nie, die Israeliete weet niks daarvan nie. Maar daardeur moet jy nederig raak en in jou hart vir Yeshua vra, wat kan ek nou vir hierdie ou sê, wat hy kan begryp op sy vlak? En doen dit dan met die grootste liefde. So kom ons lees verder. Die leerlinge sê, ja meester, ons dank u vir die gewyde lig. Ek sê aan Matteus die skrywer, en dis belangrik hierdie woorde, want Yeshua was die outeur van die boek Matteus en Johannes. Wel skryf jy die spysiging in die woestynry op, vervolgens die nagtelike tog hierheen, en wat besonders daarby gebeur het, en dadelik daarna wat vandag gebeur het, met min woorde, maar kernagtig. Laat al die ander wat hier gebeur het, voorlopig maar weg. Later kan nog baie toegevoeg word, maar dit is 'n wesenlike stuk van die evangelie. Hierna gaan die leerlinge weer na hulle kamer toe, waar die groep bekeerde fariseërs en skrifgeleerdes met die 2 Esseners al ongeduldig op hulle sit en wag. Natuurlik word hulle dadelik alles vertel oor die belewennisse van die fariseërs en skrifgeleerdes uit Jerusalem. En die leerlinge vertel hulle alles haarfyn. Toe sê die fariseërs, skrifgeleerdes en beide Esseners, dis nou die bekeerdes, nee, daar is werklik baie duisternis en starheid nodig, om by sulke tekens en getuienisse nog hardnekkig en boosaardige domheid te volhard. Maar wat het hulle aan al hulle starheid? Nou is hulle deur die 3 opgestelde dokumente, dis nou daai 3 kontrakte, so gebonde dat hulle selfs onder mekaar hulle gedagtes nie mag uitspreek nie. Hulle is tog osse en bokke. Die Esseners sê, wat Yeshua betref is alles so sonhelder, as wat iets maar sonhelder kan wees. En tog gedra hulle so onbegryplik stompsinnig. Ons is tog met ons wêreldse verstand
uitermate ontwikkel, want ons het alle skole van Persië en Egipte deurloop, en die wyshede van Griekeland en ook die van die ou Judeërs ken ons uit ons koppe uit. Losstaande van alle ongelooflike wonders kan ons slegs sê, sy woorde en die daaruit spruitende diepe wysheid, waarvan mens nog nooit voorheen op aarde 'n spoor van aangetref het nie, vorm vir ons meer as voldoende bewys dat hierdie Yeshua volkome Elohim is. Daarby kom dan ook nog sy dade op 'n wyse waarvan geen mens ooit kon gedroom het nie. Dade wat slegs vir 'n God moontlik kan wees, waarin alle kragte van die wêreld en van alle sterre, die son en die maan verenig, of op 'n vir ons beslis onverklaarbare wyse uit sy wonderbare almagtige wil ontstaan het. Ons sien hoe hy hom wil, woord en volkome daad presies in een punt saamval. Die hemele open op sy wenk, en tallose skares van die lieftalligste eteriese wesens staan vir sy diens gereed. Hy gebied hulle, en die leë voorraadkamer speel uit van die kosbaarste voedsel, en die alle leë sakke en kruike word gevul met die kosbaarste wyn. Ja, is dit dan werklik niks nie? Hy gebied die see en maak haar oppervlak vas, sonder dat dit ys is, en die mense loop almal op die andersins doodbringende bodem, soos op 'n marmervloer. En dit alles is aan die duisterlinge getoon en as waarheid vertel, en bovendien het hulle vanmôre met hulle eie oë die wonderbare genesing van etlike honderde mense aangestaar, en tog het hulle daarby meer afgewend gebly, as 'n rots waarop daar sedert duisende jare minstens elke jaar 100.000 bliksems hulle vernietigende krag uitprobeer het. Broers, dan hou al die menslike tog in die mens op. Dan is so iemand 'n kwaadaardige dier, of sonder meer 'n duiwel. Sê my broers, het ons gelyk of nie? Die fariseërs en skrifgeleerdes sê meer as dit, want as mens by sulke verskynsels nog hard en onbuigsaam kan bly, dan is 'n mens moontlik 'n duiwel. Beide Esseners sê, aangesien ons glo dat daar werklik sulke kwaai geeste voorkom in die streke van hierdie wêreld, waardeur mense dikwels gekwel en dikwels sonder merkbare dwang tot slegte dade verlei word, is ons ook dit heeltemal met u eens. Want mense wat totaal gespeen is van elke beter meelewing met hulle medemense, en slegs oor tye vir hulle myle en oor hulle buike besorg is geen mense meer nie, maar duiwels. Want hulle dink maar net aan die manier waarop hulle maag soveel as moontlik bevredig moet word. Die doel heilig vir hulle alle middele, nog God, nog Gees. Die maag moet versorg word. Al die ander dra nie by tot hulle gewig nie. Kuns en wetenskap vind hulle maar slegs belangrik, as die inkomste vir hulle maag daardeur vergroot kan word. O meester, watse mense is dit die? Ja, dit is die oorspronklike en egte duiwels. Ja, en hulle is tussen ons, in ons volk, en jy vind hulle in die kerke, waar mense beroep word van gemeente tot gemeente, en beroep word waar sy buik beter gediens word, eintlik wil ek sê geservice word. Want dit is waaroor dit gaan, en soos wat hierdie ouens oor die tye vir hulle myle bekommerd is daar die mense bekommerd oor hulle SUV 4x4 of wat ook al hy nou in die deal ingegooi kry by die nuwe gemeente waarheen hy nou gaan. Wat is die toestand van die landbou, sodat my yskas vol kan bly? Wat is die toestand van die industrie, sodat my bankrekening vol kan bly? Dit is waaroor dit gaan.
in soveel gevalle wat ons van hierdie geordineerde kerke hoor. En dit is nie veel verskillend van hier nie. En dan sê 'n mens, maar wat gaan hier aan? Is dit werklik mense? Of is dit soos wat hier staan, oorspronklike egte duiwels wat uit die kweekskool, wat 'n duiwelsplek is? Gaan kyk asseblief Eben Swart se 3 video's. Sonaanbidding, die Hemelkoningin en vrymeselary. En jy sal jou voete nooit ooit weer in 'n kerk sit nie. Want dit is deurtrek van simboliek van vrymeselaars en van die Illuminati, almal wat stam vanuit Satan self. Selfs hier in hierdie land het hy vir ons goed gewys. En ek het nogal 'n redelike navorsing in my lewe daaroor gedoen. Maar ek het nie gedink dat die kerke so deurtrek is van duiwelse simboliek nie. Alles het te doen met die duiwel self. Nou wat kan uit so 'n duiwelse simboliek gebou kom as dit wat duiwels is? Ek sê nie die mense is duiwels wat daarin is nie. Ek sê die organisasie wat dit in stand hou is. En daarom staan daar in die skrif, gaan uit daar uit, my volk, sodat julle nie van haar gruwels julle nie tref nie. En dit is hoekom ons uit elke organisasie moet uitkom wat sê, bely dat jy aan 'n algemene Christelike kerk glo. Al wat jy moet bely, is dat jy aan Yeshua glo, dat jy hom lief het. Dis al. Dis nog logies. Kan 'n bruid nog iets anders te lief hê as haar bruidegom? Sy kan nie. Sy kan net haar bruidegom lief hê en alles wat hy vir haar gee, is deel dan van hulle liefdesband, wat hy ook al vir haar beskikbaar stel. Want in die gees, as jy dit doen, is jy 'n hoer. Jy's 'n geestelike hoer. En 'n dominee wat hier by ons was, hy uit sy NG Kerk posisie moes hy los, hulle het hom daar uitgejaag. Was groot stories in die koerante destyds. Hy is weggejaag omdat hy gesê het, daar bestaan goed soos bose geeste. Want hy het bose geeste uitgedryf met gebed. En die kerk het hom toe voor stok gekry, hulle het hom voor die raad gekry, voor die synode, en gesê, hy mag glad nie meer oor die duiwel praat nie, want daar is nie so iets nie. En toe jaag hulle hom weg. En hy het die storie vertel, dat iemand het eendag, vroeg hier in die 1950s, 1960, het hy geskryf, die NG Kerk is 'n hoerkerk. En die NG Kerk het hom hof toe gevat. En die hof se beslissing was, na al die getuienis aangehoor is dat hy in die oggend vir hulle 'n hoerkerk kan noem, in die middag en in die aand, want hulle is een. Dis wat die hof in ons land gesê het, destyds. Nou moet jy weet, die kerk van die 60s en 50er jare is nie eers 'n afbeelding van wat ons nou sien hierso nie. So, baie belangrik, as Yeshua nie as alles in jou lewe verkondig word op 'n plek of deur 'n persoon nie, wees versigtig, kom weg, want jy wil tog nie 'n ontroue bruid wees nie. Ok, nou vers 14 wil Judas Iskariot ook iets sê. As ek nie so oortuig was van sy werklik goddelike almag nie, helaas, dan sou ek my nie angstig en besorg oor hom gemaak het nie. Want hierdie mense sou, as dit moontlik was, Elohim self van sy ewige troon gestamp het, en self daarop gaan sit het. Want die tempelpriesters, met wie dit nou baie voor die wind gaan, na die verdrywing van die Samaritane, wat hulle dikwels hard en stewig op die vingers getik het, sou eerder die uiterste gewaag het, as dat hulle self in hulle goeie lewetjies sou laat beperk. Nou die Samaritane was deel van die tempel,
maar hulle het weggebreek, amper soos by ons jy 'n kerksplitsing kry, en dan stig hulle 'n nuwe kerk. So die Samaritane het in Gerasim, het hulle 'n nuwe tempel gebou, en Yeshua, die verhaal met die Samaritane is in die Bybel vertel, maar meer deeglik in die nuwe Openbaring. Ek dink amper ons het dit behandel, waar die vrou by die put was. So, Petrus sê nou, glo jy dat ons meester met al sy wonderkrag veilig is, of vir die argelis van die tempelpriesters, as hy nie teen hierdie vader en moeder moordenaars as 'n regter, met vuur en bliksem uit die hemele vernietigend gaan optree nie, is hy in 'n kort tyd, ondanks al sy mag en wysheid, 'n offer van hulle onversadigde wraaksug. Ja, 'n Judeer is tot groot dinge geroep, en kan 'n engel wees, maar daar is ook geen duiwel wat nog slegter kan wees as 'n slegte en verdorwe Judeer of Jood nie. Ek noem hulle 'n Jood, want dit is wat hulle self vandag noem. Yeshua was 'n Judeer, die belangrikste mens wat nog ooit op aarde voortgekom het uit vlees uit. Maar die Satan se gespuis kom ook baie van hulle uit Judea uit. En hulle het basies hoofsaaklik die Fariseer en skrifgeleerdes uitgemaak. En hierdie mense, as hy eers gedraai het, as hy eers die wraaksug en die goed in sy hart gekry het, en dit begin groei, dan is daar niks wat dit stop nie. Soos wat daar niks was by hulle om hulle te stop om Yeshua dood te maak nie. En moet asseblief nie dink dat dit minder gaan wees aan die einde van die tyd om sy bruid dood te maak nie. Hulle haat die bruid net soos wat hulle hom gehaat het. En hulle weet via hulle sataniese verbinding dat die bruid aan die suide van Afrika uit die boervolk sal kom. Aanvanklik, en dan sal alle ander nasies hulle hier versamel. Hulle weet dit. Satan is een ding wat hy nie is nie, hy is nie dom nie, en sy engele ook nie. En daarom het hulle fokus nog altyd op hierdie volk gehou. Hulle het hierdie volk op alle maniere probeer verdruk. In die begin het hulle die Khoisas gebruik, hulle het die Engelse gebruik, hulle het die Hottentotte gebruik. Later het hulle die Zulus gebruik by Bloedrivier, of by Dingaan in die Kraal. Later het hulle, toe ons hier ingekom het, het hulle ander stamme opgesteek. Hulle sit agter alles. En dit is nie die Engelse nie, dit is die Jood wat binne in die Engelse volk verskuil is. So, ek het dit verdink, want daar is nie 'n erger duiwel as een van hierdie wat gedraai het nie. En die boek Jeremia praat daarvan. Jeremia sê, ek sien 2 mandjies met vye. Een mandjie, onthou die Judeërs word altyd met vye vergelyk. Een mandjie met goeie vye, heerlik om te eet. En 'n ander mandjie met vye, te sleg om te eet, alreeds vrot. En dit is hierdie vers wat ek hier verdik het. Dit is daardie vrot vye, wat ons nou oor die hele wêreld verstrooi sien. Daarom sou hy, Yeshua, hom ook vir Jerusalem in ag moet neem. Want as hy as 'n vriendelike mens daarheen sou gaan, is hy net soos die prediker Johannes verlore. Solank hy in ons nabyheid aan die klein Jordaan en in klein Betabara leer en doop, is hy veilig. Maar toe hy pas 3 maande gelede na die groot Jordaan en die groot woestynyn van Betabara gegaan het, was hy baie goue offer van die tempeldienaars, wat hulle slinks agter Herodes verskuil het. Ook na ons majesteit en meester laat Herodes al soek. As hy hom net kon pak, wie weet wat daar dan met ons almal al sou gebeur het. Maar die meester ken ook van ver af die harte van die mense en hulle planne, en weet om hulle te vermy. Want wie sal dan verstandiger en wyser kan wees as hy?
Nou sê een van die bekeerde fariseërs, as hy eenmaal begin om vir hulle pad te gee, dan is dit glad geen goeie teken vir sy algehele veiligheid nie. Hy kan wel, solank dit maar moontlik is, trag om hulle te vermy, en dit is dan die enigste verontskuldiging vir hom, om hulle te ontwyk. Maar by die minste of geringste aanwesigheid van vrees, gee ek nie baie meer vir sy veiligheid nie, want ek weet maar al te goed, dat die tempel oral haar verderflike nette uitgesit het, sodat dit byna onmoontlik is om heelhuids daaraan te ontkom. Maar hy sal voorlopig geen opsien wil baar nie, en daarom sal hy sulke sake so lank moontlik ontwyk, en daardeur die ewigste konfrontasie vermy. Hy sal die boosheid van die mense dan 'n halt toeroep, as die maat heeltemal vol sal wees. Dit meen ek uit sy karakter op te mag maak. Nou ja, daar's 'n groot rede hoekom Yeshua die Fariseërs vermy en nie direkte konfrontasie met hulle soek nie, want genoeg mag het hy, dat hulle hom niks kan aandoen nie. Maar dan is hulle geoordeel, en hy wil die oordeel van hierdie mense so lank as moontlik van hulle afhou. Maar die tyd sal kom, soos wat hierdie Fariseër nou sê, dat die maat vol sal wees. Nou die maat was vol na 3,5 jaar, toe hy na die Pasga gegaan het, en die Pasga die aand gehou het, en hulle die nag vir hom gegryp het in die tuin van Getsemane. Toe was die maat vol. Petrus wou nog keer, en het 'n oor afgekap van een van die priesters wat daar vir Yeshua kom arresteer het, maar die maat was vol. Yeshua het Petrus vermaan, en hy die oor teruggesit, en daar was die ou volkome genees. En toe het hy die pad gestap. Maar dit is goed wat hulle nie weet nie. Hulle het gesê, sodra die maat vol is, dan gaan hulle bars. Almal gedink hy gaan die tempel vernietig met almal wat daarin is. Maar in wese het hy dit gedoen, deur homself te offer vir die liefde as die liefde. Het hy almal wat die liefde verwerp het, geoordeel. Die Sener sê, dit dink ons ook, want met so suiwer goddelike wysheid en so oorvloed aan verborge goddelike krag, sal mens ten aansien van die bose wêreld tog wel weet wat om te doen. As ons slegs 100.000ste deel van sy mag en wysheid gehad het, dan sou ons binne 3 jaar meester van die hele wêreld gewees het. Daarom is ons nie beangs oor hom nie, tensy hy homself vrywillig aan hierdie slegte wêreld sou oorgee, en sou sê, hier is ek, haal julle boosheid uit op my, julle Skepper self, sodat die oordeel van bo gouer oor julle kan kom. En dan sou hy nog niks verloor het nie. Hy sou wel kon toelaat dat die slegte mense, om die maat vol te maak, sy liggaam laat vermin. Ja, dit self sou dood, maar wie sal sy ewige, onverwoesbare en almagtige Gees iets kan aandoen? Soos gesê, ons twyfel glad nie daaraan dat hy ook so iets sou kon doen nie, maar dit sal sy vyande weinig baat, want vir 'n mens wat daarop bedag is, sal hy as 'n onverwoesbare regter opstaan, en hulle met vuur en swaard uit die hemele rig. Wee dan al sy vyande en alle duiwels. Hulle sal dan heel gepas, pynlik ondervind, wie die een was wat hulle oral vervolg het. Wat dink julle almal oor hierdie gedagte van ons? Die leerlinge sê, ai, laat hom dit asseblief nie oorkom nie, hoewel ons die gedagtes nie sonder meer wil teespreek. Want by Elohim is baie moontlik, wat die mens om bykans onmoontlik kan en wil voorstel. Nou beide hierdie groepe, en veral die Esseners, kan jy duidelik sien dat daar 'n vermoede is, dat Yeshua wel vermoor gaan word deur die tempel. Maar hulle sê,
dat dit onmoontlik is om hierdie wese wat hulle nou leer ken het dood te maak, want hy sal opstaan. En dit het ook so gebeur. So Yeshua se gees het dit ook vir hulle in 'n effense mate ingegee, sodat hulle hierdie woorde kon neersit. En dit is so belangrik dat ons hierdie woorde saam met ons Bybelkennis in ons harte bære, want dit gee vir ons meer insig oor wat die toestande om Yeshua se leringstydperk was. In die Bybel is net die leerstellings wat Yeshua gebring het. Baie kort en kragtig, soos hy hier sê, stel dit kort en kragtig voor. Los al die ander goed uit. Nou kry ons al die ander goed. Ons hoor wat sê hierdie mense. Ons hoor wat die fariseërs doen. Ons sien hoe hulle onophoudelik vir Yeshua gejag het. As die een jagparty teruggaan, dan kom die volgende een. Herodes het hom absoluut gejag. Maar vir my is vertel in die kerk, toe ek destyds daar was, ja, die Romeine het hom gehaat, want die Romeine het hom doodgemaak. Arme Pontius Pilatus was net so onder die mag van hierdie klomp sluwe, geslepe, slegte vye. Want hulle het vir hom gesê, as jy hierdie Yeshua nie gaan kruisig nie, gaan ons die keiser vertel dat jy hom as koning aanbid, of jy hom as koning beskou. En op grond daarvan het hy dit gedoen. Maar hulle het hom ter dood veroordeel, sy eie mense. En toe hy sterf, of toe hy gekruisig is, toe hulle weer eens aangespreek is, toe skreeu hulle, laat sy bloed op ons en al ons kinders kom. En daai vloek is vandag lewend, sodat deur hulle eie voorvaders het die kinders van vandag wat leef en wat vandag in die wêreld is, wat nasate van hierdie Jode was, wat Yeshua vermoor het. Daardie bloed sal nog steeds van hulle kinders geëis word. Want hulle paas het dit, hulle oupas en oeroupas het dit so gewil. So, dit is baie, baie gevaarlik as jy nie let wat by jou mond uitkom nie. Presies wat hy in hierdie les vir ons geleer het. Want dit het langdurige gevolge. Jy kan goed uitspreek wat 'n invloed het tot in die 4de nageslag van jou familie. Jy kan iets doen, byvoorbeeld, as jy 'n vrymesselaar word, is die vloek op daai familie tot in die verste geslagte merkbaar. En daar kom net nie goeie dinge uit daai familie tevoorskyn nie. Hulle kry swaar. Alles wat hulle aanpak loop verskeef. Of dit 'n boerdery is en of dit 'n besigheid is, alles loop skeef. Daar's swart skape in die familie. Daar's ander gruwels wat plaasvind. Alles oor die vloek van vrymesselary wat met 'n bloedeed nagekom word. Jy kan nie 'n vrymesselaar word as bloed nie vloei nie. Jou bloed vloei en jy maak 'n kontrak met whoever dit is wat hulle vir jou gaan sê, maar uiteindelik is dit met Lucifer. En 'n bloedkontrak is baie, baie bindend. Selfs Yeshua moet daai bloedkontrak moet hy erken, of moet hy erkenning gee dat jy is nou gebind aan daai organisasie en ek kan niks doen nie. Jy moet self daai bloedkontrak ontbind. Dit is moontlik, want Yeshua se bloed is sterker as enige iets. Maar as 'n mens eers in daai organisasie is en jy's gebonde deur daai bloedkontrak, dan wil jy nie loskom nie. Maar jou nageslag wat wil loskom, kan makliker dan loskom om daai vloek wat die oupa grootjie oor die familie gebring het, kan hulle breek. En dieselfde met, gewoonlik is dit vroumense, oumas wat glasie speel, of teeblare lees, of kristalle, wat ook al, kristalballe lees en jou toekoms voorspel. Jy het dit baie gekry in die verlede, die ou mense het dit gedoen. Daai is 'n vloek, en dis 'n band met Satan, wat 'n gevolg het op al die nakomelinge. En dit is goed wat gebreek moet word,
So as jy enigstens bewus is van sulke goed, daar's baie ander dinge wat ek nie eens nou kan onthou nie. Dan moet jy gaan vir berading en bevryding. Dit is moontlik om dit self te doen, maar dit is beter om dit met iemand te doen wat al baie ervaring in hierdie gebied het. En ons het hier vir Karen en Pieter wat die mense bystaan. En in ander gevalle is ek ook daar om julle te help. Maar julle moet hierdie goed breek. Want ons het ervaar waar dit gebreek is by mense, dat daar so verligting in daai mense se lewens gekom het, dat hulle nie uitgepraat kan raak hoe wonderlik dit is om in lig te staan. En skielik loop alles ook in die natuurlike, in die materiële ook vir hulle beter. Dinge het nie meer alles so teen hulle nie. Want sulke goed in die familie kan jou gesondheid affekteer. Dit is 'n vloek wat reg deur jou wese kan gaan. Dit is alles regte wat Satan verkry het op die persoon en soos wat die wet sê tot in die 3de en die 4de nageslag. Nou ja, as die 4de nageslag nog steeds vir Joshua haat en nie wil regkom nie, dis nou die 4de van sê maar die ou wat in die vrymetselary was, dan tel dit weer 4 geslagte verder van hom. En nou kan dit aan een aanhou, altyd, tot daar 'n ou kom wat sê tot hier toe en nie verder nie. Ek ontbind alle vloeke op my voorvaders en voormoeders ontbind ek. Ek het eendag uitgewerk, ek dink dit is 16 oumas en 16 oupas as jy 4 geslagte vat. Soos 32 mense wat moontlik baie sataniese nonsens aangevang het, wat op jou 'n invloed kan hê. So, is maar net vir my 'n les wat ek hieruit leer, is dat ons moet skoonmaak. Baie, baie dankie.